Loof die Here want hy is goed. Amen. Ek het nou gesê, dis 'n besonderse tyd wat ons vier. Dis 'n besonderse tyd wat ons as kinders van die Here vandag vier. En ek het nou gesê, ook is nie 'n dag wat ons herdenk of gedenk, wat ons vandag wil sê, maar hierdie dag, maar dis 'n tyd, dis 'n gebeurtenis. 'n Gebeurtenis waar Jesus vir jou en vir my 'n prys kom betaal. So groot gebeurtenis waar, sodat, ek dink sommer nou aan, sodat selfs toe Jesus die laaste nagmaal saam met hulle gehad het en vir hulle sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, dis die Nuwe Testament, hy sê net so die beker na die ete, dis die Nuwe Testament in my bloed. Is 'n nuwe begin. Is 'n nuwe begin, is 'n nuwe era, is 'n nuwe tyd. Nuwe skielik maak God plek. Verander ook, behalwe Israel, om deel te wees van sy volk. God maak dit moontlik vir jou en vir my om ook dit te kan betree. In die tyd van die jaar is tyd dat ek en jy net weer so 'n bietjie moet gaan boeke vat en sê, maar besef ek die prys wat Jesus vir my betaal het. Besef jy vanmôre dat daar niks is wat jou kan vashou as jy in Christus is. Besef jy vanmôre dat Jesus het gekom want hy het jou lief. Besef jy vanmôre dat die vyand gaan aanhou kom met die leuns. Maar Jesus is die waarheid. Jesus het jou kom vrymaak. Ek dink sommer die gedeelte in Exodus 12. En hierdie gedeelte, want in dieselfde tyd, dieselfde gebeurtenis, wanneer ons kom en ons sê maar, as ons wil die Paasfees wil kom vier, as ons die kruisiging van Jesus en die opstanding wil vier, was daar eens op 'n tyd 'n ewige insetting wat God gegee het vir sy volk, wat hy ook vir die Jode gegee het, wat hy vir Israel gegee het, toe hy hulle ook verlos het uit Egipte, nadat hy vir 430 jaar daar gebly het. Die Here gee vir hulle die opdrag, en eintlik wat ek wou gelees het in die begin hierso, dat in Genesis 12 van die eerste gedeelte van daai hoofstuk, by vers 1 en 2, vers 2 sê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. En toe ek het lees, toe kom dit net by my op, dat God sê, luister, hierdie is vir jou 'n nuwe begin, hier is vir jou 'n nuwe begin, ek gaan nou iets nuuts doen vir jou. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir luister, in hierdie nag, verder aan kan jy self gaan lees, maar dan kom hy op 'n stadium, hy sê, maar in hierdie nag gaan hy met die plaag deurkom, en wat hy al die eerstgeborenes gaan tref. Maar hy sê, luister, wat sê ek vir julle? Julle moet 'n lam neem en julle moet hom slag, en dan moet julle sy bloed neem, en julle moet dit aan die deurposte, moet julle dit smeer. En as ek dan verbykom en ek sien die bloed, dan sal ek verbygaan. I will pass over. Ek sal verbygaan en die dood sal daardie huis nie tref nie. Jy sien, dis een ding dat God het vir hulle gesê, maar daar was iets wat hulle moes doen. Daar was 'n aksie wat hulle moes neem. Hulle moes daardie lam gaan vat en hom slag. Hulle moes daardie lam se bloed moes hulle besmeer aan die deurposyne, aan deurposte. Hulle moes daardie deur verseël, sodat die verderwer nie kon ingaan, sodat die dood nie kon ingaan. Hierdie is die eerste van die maande van die jaar. Hierdie is 'n nuwe begin. Wanneer dat jy daarby bly om te verstaan dat die hele tyd hierdie vergelyking te sien tussen hierdie lam wat vir hulle geslag was om vir hulle lewe te gee, om hulle vry te maak, om hulle uit Egipte uit te laat uitkom.
teenoor die bloed van Jesus. Jesus wat die lam van God was, wat vir jou en vir my gesterf het. Hy is geslag vir jou en vir my. Hy het die prys betaal vir jou en vir my. En soos wat dit gebeur het, het hulle aksie geneem. En die volgende oomblik sê die Vader om hulle te gaan. Die Here verlos hulle, die Here vat hulle uit Egipte uit, na 430 jaar. Na 430 jaar van die Here uit en hy maak hulle vry. Maar tog kan ons verder gaan lees en sê dat baie keer het die volk steeds terug verlang na wat hulle in Egipte gehad het. Tog het hulle terug verlang, tog het hulle soveel vrae gevra, tog het hulle so gemurmureer. Here, waarom het U ons in die woestyn gebring? Sodat ons hier moet sterf. En ons sien hoe die Here vir hulle keer op keer net beskerm, weer 'n kans gee, weer lewe gee, weer verlos. Dit is my interessant eintlik, ek het laasweek toe gepraat het oor die idee van Palm Sondag, het ons gelees uit Johannes die 12de hoofstuk en gesien dat Jesus, as daar in Johannes 12 gaan lees, dan besef ons dat Jesus die Jode het hierdie insetting onderhou, want dis tog wat hy gesê het om te doen. Vir die volk was ook gesê dat in vers vers 14, dit was my so belangrik om dit tog te noem, dat in vers 14 sê dat, en hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Hulle moes 'n fees gevier het. Ek wil vanmôre vir jou sê, as kind van God, moet ek en jy fees vier in hierdie tyd. Dis nie, Papa sê, dis nie 'n neerslagtigheid nie. Dis om vanmôre te sê, daar's dalk 'n hartseer in my hart, maar dit kom meer uit 'n plek van salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dit kom meer uit 'n plek van, Here, dalk is ek noem die plek waar ek weet U vir my eintlik wil hê nie. Here, ek mis wat U met my lewe wil doen. Maar dis 'n tyd van feesvier. Dis 'n tyd van, wat dis wat God gegee het. Vers 24 sê dat hy dit as 'n ewige insetting vir hulle gegee het. Jy sien, die Pasga was vir die volk gegee as 'n ewige insetting. Maar die interessantheid is dat Jesus in daardie tyd, volgens Johannes 12, is hy ook op pad Jerusalem toe. Jy sien, maar Jesus het geweet wat kom. En Jesus het geweet, en ek wil vanmôre vir jou sê, as ek 'n tema in die woord kan koppel, wil ek sê, hou fokus in die oomblik. Hou fokus in die oomblik, want God ken die hele prentjie. You need to stay focused in the moment. God knows the whole picture. God sien die geheel beeld. En hier kom Jesus en hy kom in Jerusalem in. Laas Sondag het ons gehoor hoe hulle voor hom gestaan het, en hulle gesê het, Hosanna, was die prys die Here, ons koning het gekom. Want hulle het geweet dat 'n profetiese woord in Sagaria was, wat gesê het dat die koning sal kom op 'n donkie. En hulle het erken, hulle het geweet. Maar hulle het 'n koning in die vlees verwag. 'n Koning wat vir hulle weer die oorhand oor die Romeinse volk sal gee. Maar Jesus het veel meer, 'n groter opdrag as dit gehad. Jesus se opdrag wat hy gehad was nie net 'n tydelike oorwinning nie, was nie net 'n tydelike koning wat hy sou wees, maar hy is die koning van die konings. Jy sien, die tyd het daarmee gekom vir Jesus om gekruisig te word. En ons vind waar Jesus saam met sy disippels, in Matteus 26, vind ons waar hy saam met sy disippels was, en hy het vir hulle nagmaal bedien. Hy het vir hulle nagmaal bedien. In Matteus 26 vers 26 sê, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy
dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Dan sê hy ook dan in vers 31, het hy dan vir hulle gesê, maar in hierdie nag sal almal van julle aanstoot neem in my. Peter sê, nee, Here, nie ek. Maar so het dit gebeur. Peter is vir Jesus verloor. Later. Ons punt om waar in die tuin van Getsemane is. Vers 36, ek wil hierdie gedeelte vir jou graag lees. Ek wil jou vanmôre dan vra, waar sit jy in jou lewe vanmôre? En so dikwels dan hoor jy, maar mense sê net vir jou, luister man, jy's 'n koningskind. Ek wil amper sê, eers maar dit moet goed gaan met jou, eers weet jy wat, jy sal net gaan van krag tot krag, en weet jy wat, dit gaan net met jou goed gaan as kind van die Here. Maar ek wil vanmôre vir jou die vraag vra, wat gebeur wanneer jy bang raak? Wat maak jy wanneer jy bang raak? Wat maak jy wanneer benoudheid jou tref? Jy sien, ons kyk baie keer na Jesus en dan dink ons net aan Jesus as God, maar hy was God van wie die Gees wat in hom was. Maar daardie vleeslike Jesus was die seun van God gewees. Daardie vleeslike Jesus het gaan bid in die tuin van Getsemane. Vers 36 sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam, en begin bedroef en benoud word. Luister, Jesus, die seun van God, in hierdie gedeelte wil ek sê, dis die seun van die mens, wat begin benoud raak. Dis die seun van die mens, wat bang raak. As jy gaan lees in die Lukas Evangelie, in Lukas 22 vers 44, is die gedeelte wat sê, dat Jesus se sweet het soos bloed geword. Jesus het van angs in daardie oomblik, het hy begin bloed sweet. Jesus was diep bedroef gewees. Vers 38 sê, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus sien wat is aan die gebeur. Jesus weet watter tyd op die Joodse kalender dit is. Jesus weet presies wat gaan gebeur. Maar daardie stuk vlees benoud en bang. Maar Jesus kies die heel beste plek om sy krag vandaan te kry. By sy Vader. By sy Vader. Waarheen gaan jy wanneer jy benoud raak? Wat maak jy wanneer jy bang raak? Wat maak jy wanneer jy nie antwoorde het? Wat maak jy ook as jy weet, die woord van die Here sê ook, julle sal dit swaar hê. Wat maak jy as jy die woord hoor, dat net soos wat hulle Jesus vervolg het, sal hulle jou vervolg. Want Jesus kom reg in die begin van sy bediening en sê, salig is jy, geseënd is jy, wanneer jy vervolg word ter wille van my naam. Waarheen gaan jy hardloop? Jesus gee ons die voorbeeld, onthou Jesus kom om ons 'n koninkrykslewe te demonstreer. Sê baie keer as jy regtig wil weet en sê maar hoe sal ek nou watter gedeelte van die Bybel moet ek dalk gaan lees as ek wil vinnig agterkom, maar hoe moet ek dan nou leef? Dan wil ek sê, gaan lees Matteus hoofstuk 5, 6 en 7. Gaan lees die bergpredikasie.
gaan lees dan verder die evangelies. Jy sien hoe Jesus se lewe geraak. Wat het Jesus gedoen? Jy kan tog nie in die spore, in die voetstappe van Jesus volg, as jy nie weet wat Jesus gedoen het. Daarom is dit so belangrik dat jy die woord wat jy dit lees, en sien maar hoe het Jesus opgetree in omstandighede. Sodat jy weet, wat moet ek en jy doen? En sê Jesus, as dit kan, laat die beker verby my gaan. As dit enigstens moontlik is, laat hy net verby my gaan. En hy kom by die disciples en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so as julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie, waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Kind van die Here, ek wil vanmôre vir jou sê, hier gee Jesus ook sommer 'n lewensles vir elkeen van ons. Want sê luister, onthou die gees is gewillig. Die gees wil graag. Jy kan vanmôre vir my sê, maar ek wil so graag die regte ding doen. Jy kan vanmôre vir my sê, maar ek weet wat die regte ding is. Maar die vlees is swak. En daarom maak die mens verkeerde besluite. Maar wat sê Jesus vir ons? Hy sê, gaan bid dat jy nie in die versoeking kom. Gaan bid dat jy kan krag kry, dat wanneer die versoeking gaan kom, dat jy hom sal weerstaan. Die woord sê, onderwerp jou aan die Here. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Dit begin by onderwerping aan God. Dit begin om op die plek te kan kom in Jesus, soos wat Jesus vir ons daar leer om te sê, my Vader. Is God net 'n Vader of is hy jou Vader? Want dit is by hom wat jy gaan vrede vind. Dit is by hom wat jy gaan rustigheid kry. Dit is by hom wat jy nuwe krag sal ontvang. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verby sonder dat ek drink nie, laat U wil geskied. In een van die ander evangelies staan daar geskrywe en dat 'n engel by Jesus gekom en hom versterk. Daar is krag op gebed. Daar's krag in die teenwoordigheid van God. Want jy sien wat gebeur wanneer ons bid. Die laaste 2-3 weke is die hele tyd hierdie ding in my kop. Die belangrikheid van perspektief. Die belangrikheid van perspektief. Jy kan 'n ding van die een kant af kyk en lyk hy so vir jou. Dan kyk jy van die ander kant af en lyk hy so vir jou. Dan kyk jy van bo af en lyk hy so vir jou. Baie keer wanneer ons na goed kyk en ons kyk vanuit die vleeslike perspektief, dan lyk dit vir ons na 'n chaotiese situasie. Na 'n moedelose situasie. Ek kan net vir myself indink, wat het hierdie disippels gedink? Nadat hulle toe hier by mekaar saam was en het vir 'n nagmaal bedien. En ewe skielik, toe hulle opstaan, toe kom die skare aan. Toe kom die skare aan en die skare en Judas kom en hy soen vir Jesus. Hulle neem vir Jesus gevange. Wat het die disippels gedink? Ek wonder wat het die disippels in daai oomblik gedink? Wat hulle het met hulle vlees geredeneer. Ons lees ook, ons sien daar wat Petrus doen. Nou Petrus is vir my so waar sê hy verteenwoordig vir my so die vlees. Jesus kom en hy verteenwoordig dit wat ons moet doen. Hy gee ons die voorbeeld van wat ons moet doen. Maar wat doen Petrus? Petrus besluit, kykie, ek moet dan iets doen. Ek kan nie net terug staan en niks doen. En wat doen Petrus? Toe hulle hom wil gevange neem, toe vat Petrus en hy trek sy swaard en hy kap die regteroor van Malchus. Want hy dink hy moet hierdie Jesus beskerm. Maar Jesus sê vir hom, luister hier.
Kan ek nie nou bid en my Vader vra, hy 12 legioene engele stuur? Die kosbaarheid in dit is vir my dat Jesus in daai oomblik kom en hy, daar waar Petrus in sy vlees optree en hy dink, maar hy beskerm nou vir Jesus. Sê Jesus vir hom, hou op. Dit moet so gebeur. Hoe sou die skrif vervul word, as dit nie dan nou gebeur? En Jesus vat die oor van Malchus, en hy sit hom terug en hy genees hom. Sodat niemand 'n vinger na Petrus kan wys. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons vlees is partykeer 'n bietjie vinnig. Maar ek dank die Here vir genade vanmôre. Vir elkeen van ons. Sodat ons in hierdie groeiproses, in hierdie heiligmakingsproses, dat God ons kan leer en dat God ons genade het. Vanmôre is dit regtig waar my gebed dat die Here daar waar jy voel, maar jy het uit jou vlees uit opgetree en jy het 'n klomp Malchusse se ore afgekap. Want jy het gedink jy doen die regte ding. Jy sien partykeer tree jy geestelik aggressief op. En jy maak meer skade as wat jy die liefde van Jesus uit optree. Jy sien, ons sien baie keer, is mos maklik om ons te kyk en ons sien die foute van almal raak. En dan kan ons nou besluit, maar hoe gaan ek dit hanteer? Gaan ek met 'n aggressiewe geestelikheid kom? Of gaan ek met 'n passievolle geestelikheid kom? Geïnspireer deur die Heilige Gees. Maar die woord sê, as ons sien dat een val, moet ons hom met 'n sagmoedige gees reggee. Sagmoedige gees beteken onder die beheer van God. Power under control. Petrus dink hy doen die regte ding. Maar dankie Jesus vir sy genade. Petrus skree uit sy emosie uit hom. Hy tree uit sy vlees uit hom. Daar's baie kere waar ek en jy uit ons vlees uit opgetree. Waar dit nie eintlik gegaan het oor Jesus nie. Waar dit gegaan het oor jy by jou punt maak. Waar dit gegaan het oor ek wil nou reg wees. Maar die woord van die Here sê dat ons nie in strydvrae betrokke moet raak nie. Gaan lees dit maar al 2 Timoteus. Hy sê van dit werkloos. So dikwels raak ons betrokke in gesprekke wat eintlik net vir onsself gaan oorweeg. So dikwels gaan dit oor net, is ek reg? Ek wil my punt maak. Ek lees hoe Jesus gevat word. Hy word eers na Anna gevat en dan na Caiaphas. En dan na Pilatus. Kom hy vir Pilatus en sê hulle, sy vind geen skuld by julle. Vind geen fout. Dit is 'n belangrike gedeelte in Johannes 19 hoofstuk. Of jy vanmôre sê, as jy jou lewe in die hand van die Here oorgee, sal hy doen wat hy wil doen. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, moenie kyk na die sienlike dinge nie. Moenie gaan op dit wat jy sien. Want ons wandel in die geloof en nie in die sienlike dinge. Jy sien, maar wat het die disippels gesien? Die disippels het gesien dat daar 'n Jesus is wat nou gevange geneem is. Daar's 'n Pilatus wat met hom in gesprek is en ek kan amper voel
die worsteling waarmee Pilatus gesit het. Hy sê vir die Jode, luister hier, ek vind geen skuld in die man nie. Maar die owerstes, die owerpriesters en die dienaars skreeu, kruisig hom, kruisig hom. En dan kom hy op 'n stadium in vers 10 van hoofstuk 19 in Johannes en sê hy, en Pilatus sê vir hom, hy vra hom 'n vraag en dan bly hy stil. En dan vers 10 staan geskryf en Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat? Wat is Jesus se antwoord? En ek wil hê dat jy vanmôre die hoop en die lewe sal kry in Christus Jesus, dat God, wanneer jy jou lewe vir God oorgee, is jou lewe in die hand van God. En dan kan jy soos Dawid sê, dat die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Selfs wanneer die wêreld dink, nee wat, die vyand het jou, wanneer die wêreld dink, nee wat, jy gaan nie hierdie ene oorkom nie. Jy is nie goed genoeg nie, jy is nie sterk genoeg nie, jy sal dit nie maak nie, jy is nie suksesvol nie, selfs wanneer die wêreld vingers na jou wil wys, selfs wanneer die kerk na jou vingers wil wys, selfs wanneer medegelowiges na jou vingers wil wys. Ek vanmôre sê dat Jesus antwoord vir Pilatus op die volgende wyse. Hy sê, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was. Geen mag. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy kan uitskreeu en sê halleluja, prys die Here, want die vyand het niks met my te doen nie. Hy gaan probeer, hy gaan jou nie los nie. Die woord sê ook, Paulus skryf dit in Galasiërs, hy sê, die gees en die vlees begeer teen mekaar. Die heeltyd as jy na maar die vyand wil die heeltyd vir jou die vleeslike voorgee. Hy wil die heeltyd die begeerlikheid van die oog, die begeerlikheid van die vlees en die grootheid binne die lewe wil ek vir jou daar voorgee en sê, maar dit is die lewe, dit is wat goed is, dit is wat jy wil hê. Maar God sê vir ons, gaan lees in sy woord, hy sê daar in 1 Johannes 2, vers 15-16, dan sê hy, luister, kan nie die wêreld en sy dinge lief hê nie. Want dis nie uit God. Maar die vyand gaan dit vir jou voorhou, die heel tyd. En vanmôre vir jou sê, selfs toe die disippels dink, daar is nie hoop nie, wat gebeur nou dat ons Jesus, wat soveel wonderwerke gedoen het, hoe lyk dit nou of ons nie verloor kan is? Sê Jesus, luister, jy sou geen mag oor my gehad het, as dit nie vir jou gegee was. Dit is wat my Vader wou gehad het, want weet jy wat? Soos die lam vir die volk van Israel geslag moes word, en daar die bloed, en die deurboste, weet jy, dit was onder oog, ons lid ook. Soos wat dit moes gebeur, sodat hulle kon vrykom, maar hulle moes reageer op die woord, hulle moes aksie neem, so moet dit gebeur, dat die lam van God moes die prys betaal vir sonde. Ek wil vanmôre vir jou sê, onthou net dit, dat wanneer daar in die Ou Testamentiese tyd, wanneer die priester dan moes hierdie offer moes gedoen het vir die lam, vir die sonde van die volk, wat net so, maar ons sê in Engels, by the way, net die sonde kon bedek, het kon dit nie wegvat nie. Hulle moes jaar na jaar, moes hulle steeds offer. En ek vanmôre vir jou sê, so word die lam van God geslag. En net soos daar na daai lam gekyk is, op daardie lam, waar ons sê in die regte kondisie was, so is daar na die lam van God gekyk. En word vandag vir jou sê, want hy het eenmaal gegaan. Sê ek vir jou sê, as ek kyk na die lam, en wanneer ek en jy sê, ons aanvaar die bloedoffer van Jesus, onthou die lewe is in die bloed, en daarom is waar die hele ding vanaf kom, dat daar moes 'n lewe afgelê word, want die lewe is in die bloed. Een se lewe verander. En Jesus wat daar nie, ek wil even aan dink, wat ons ook die nagmaal gedeel het aan, is dat daar die bloed van Jesus was bo-natuurlike, suiwer, rein, heilige, goddelike bloed gewees.
nie die bloed van 'n mens. Dit was nie die bloed van 'n dier. Die bloed van Jesus het niks van sy ma gehad nie. Maar die ma en die baba se bloed het niks met mekaar te doen nie. Kom jy in kontak met mekaar. Die Gees het oor Maria. Sy het sonde ingebracht. Die bloed van Jesus, die bo-natuurlike bloed, die prys betaal vir jou en vir my. Sodat ons nie meer hoef te leef volgens die Adamitiese bloed, maar volgens die lewende bloed van Christus Jesus. Ons veel goeie nuus vanmôre. Jesus sê kom na my toe. Almal wat oorgebelas is. Almal wat vanmôre sê ek is nie werd om die teenwoordigheid van die Here. Ek wil hierdie oomblik uitnooi. As jy vanmôre sal op my stem sê, ek weet ek is nie werd om die teenwoordigheid van God in my eie te kom nie, wil ek jou uitnooi om op jou voete te staan. Ek is die eerste vanmôre te staan. Ek is nie waardig. Wil jou uitnooi om saam met te staan, as jy sê Jesus het vir my die prys betaal. Dankie Jesus. Halleluja. Here, dankie dat jy vanmôre kom. Here, dankie dat ons vanmôre kan bely en sê, Here, ons staan skuldig voor U, Here. Maar Here, dankie vir die bloed van Jesus wat ons skoon was. Dankie Here dat ons vanmôre kan kom en sê nie my eie krag nie. Maar Here, as deur die bloed van Jesus kan ek vanmôre sê as ek daardie offer aangeneem het, as ek aksie geneem het, as ek sê ja, ek het gesterf in Christus en die bloed van Jesus het my skoon gewas. Ek is 'n wedergebore kind van God. Kan ek vanmôre opstaan en sê halleluja, prys die Here. Kan ek vanmôre sê Here, dankie dat U my vry maak, Here. Dankie Here. Here, U weet vanmôre elkeen wat hier is en wat sê maar ek voel steeds 'n gevangene van Egipte. Ek voel steeds dat ek rondwandel in Egipte, dat ek in slawerny van die sonde leef, Here. Wil ek vanmôre bid, Here, dat elkeen wat vanmôre hier staan, net sal sê, Here, waar in my lewe daar 'n plek is, Here, waar ek toelaat dat die vrees my oorweldig. Ek vanmôre sê, Here, ek gee dit vir U. Here, dankie dat ek vanmôre kan sê, my lewe is in U hande. Dankie Here, dat ek vanmôre kan bely en sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Here, dankie vir die prys aan die kruis. Dankie Here, dat ons vanmôre kan na U kom, Here. Wil ek vanmôre sê, Here, om ook op my aangesig voor U neer te val, soos Jesus gedoen het. Here, my gebed is vanmôre die beker wat elkeen van ons moet drink, Here. My gebed, Here, dat ons vanmôre sal weet, dit is slegs moontlik om hierdie beker te drink en oorwinning te staan wanneer ons in Christus Jesus is. Dankie Here dat U vry maak, Here. Dankie vir genade, dankie vir die prys aan die kruis. Dankie vir die bloed van Jesus wat vry maak. Loof U, Here. Prys U naam vanmôre, Here. Dankie Jesus. Loof U, Here Jesus. Dankie Here dat U vir ons help, Here, om ons fokus te hou in die oomblik, omdat ons weet U, Here, het die hele prentjie. Al verstaan ons nie, dat ons aan U vas. Dankie Here. Gee vir U elke ding vandag, dat ons voel, dat ons nie verstaan. Sê Here, kom neem oor. Dankie Jesus. Loof U, Here. U lof en die eer, Here, van U toe. In Jesus naam. Amen. Amen. That's it. Dankie.
Halleluja. Dankie Here dat die woord sê, Here, dat die salwe breek elke juk. Dankie Here vir die teenwoordigheid vanmôre, Here. Dankie Here Jesus. Here, my gebed is vanmôre dat ons afsluit in 'n lewende verhouding met U lewe. En dat dit nooit godsdiens sal wees of weer sal word. Maar Here, dat dit 'n verhouding met U is. Here, U het vir ons 'n prys betaal. Daar was 'n offerlam. Sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Dankie, Here. Loof vir U. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie, Here, vir genade vanmôre, Here. Here, dankie dat ons vanmôre weet, Here, U het bepaalde tye. Here, hoe meer ek aan dink, hoe meer besef ek hoe kosbaar en amazing, hoe spesiaal en goddelik dit is, Here, dat U die tyd so gekies het, dat Jesus aan die kruis gesterf het, tydens die Pasga. Dankie, Here, dankie dat ons vandag kan deel hê. Ons kan deel hê in 'n geleentheid soos hierdie waar ons U dankie kan sê. Dankie, Here, vir die tafel. Dankie, Here, dat ons vanmôre saam nagmaal kan gebruik. Dankie dat die woord ook sê, Here, dat elkeen homself moet ondersoek. Elkeen moet homself besluit. Here, dankie dat ek ook vanmôre kan sê, Here, kan niemand weier dat vanmôre sê, maar staan in Christus, ek is deel van die liggaam van Christus nie. Maar dat elkeen homself ondersoek. Dankie, Jesus, dankie vir genade vanmôre. Ons loof en prys U, Here. Here, kom bereik U goddelike doel hierdie oomblik in elkeen van ons lewens, Here. In Jesus naam. Amen. Ons het nou gelees dat Jesus in die nag wat hy oorgelewer het, het hy die brood geneem. En hy het gebreek en sê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir jou gebreek word. Of jy vanoggend sê dat Jesus het jou in gedagte gehad. Sy liggaam is vir jou en vir my geslaag. Die kosbare is ook so dat hoe die Here net in beheer bly is, dat as ons dink aan dat die woord was ook, dat in daar geskrywe staan, profetiese woord opgeskrywe staan, dat geen been van hom sal gebreek word. En so die lammetjie ook, sy been was nie gebreek. Die lam van God se been was ook nie gebreek nie. Daar was geen been gebreek rond aan die kruis nie. Toe hulle wou kom om te kyk of hy nog lewe, het hy reeds gesterf. Dit was vir 'n teken verder gewees. Ook as daar skrywe staan
Hulle sal hom met 'n spies in die sy steek. Profetiese woord het net so gebeur. God bly in beide. Jy vanmôre aanspoor in jou eie lewe, God bly in beide. Gee alles vir hom. Ek het op online Christen vra om ons die brood uit te deel, dan gaan ons mekaar wag, eet ons saam, dan gaan ons oor aan die week maak. There's a wish, every bit of your eyes. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the clouds, Terwyl jy hierdie brood in jou hand het vanoggend, wil ek vir jou sê, die vrou sing en sê, I was rich. Ek wil vanmôre sê, en vanmôre net opnuut te besef, wat het Jesus vir jou en vir my gedoen. En 'n oomblik wil ek hê, jy moet net stil raak, maak jy oë toe en gebruik hierdie tyd om regtig met die Here te praat. Jy weet wat in jou lewe aangaan. Gee dit vanmôre vir ons. Maar by as jy jou oë toe maak, kom ons weet saam. free my soul for the first time. Thank you, Jesus, for the blood that flowed. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Deel net hierdie gedeelte op jou Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy was ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Baie dankie Here. Dankie Here vir die offer aan die kruis, Here. Dankie dat ons dit vanmôre kan vat en dat sê Here, dankie dat die woord is ter wille van ons. Ons loof en ons prys U. Dankie Here. Here, ek wil bid vanmôre vir elkeen wat ja, Here, ek wil sien dat liggaam, siel en gees Here van 'n krankheid het, wil ek vanmôre bid sê, Here, U woord sê dat vir ons genesing. Dankie Jesus. Dankie Here vir U aanraak. Dankie Here dat vanmôre net ons hart voor U kan uitstort, Here. Dankie Jesus. Here, van U is ons verwag. Dankie Jesus. Halleluja. Die woord sê met die beker na die ete, hier is Nuwe Testament in my bloed. Halleluja. Dankie Jesus. Terwyl jy net so dan binne bly, en vra ons staan oor, sal uitdeel.
To my heart was the blood of glory to His Kom ons drink saam. Here, dankie vir die bloed. Dankie Here dat die bloed ons skoon was, Here. Dankie dat ons vanmôre voor U kan kom en sê, Here, U maak vry. Ek bid vanmôre, Here, daar waar die vyand gekom het en daar waar daar vestings is, die mense se gedagtes, Here, wil ek vanmôre kom bid in die naam van Jesus, Here, vir vrymaking, Here. Here, vanmôre kan sê die bloed van Jesus was genoeg. Here, soms voel die mens, maar wat moet ek nog doen? Dit was alles. Dit was alles. Here, ek vat dit vanmôre en ek maak dit my eie en ek sê, Here, dankie vir oorwinning in Christus Jesus. Here, dankie dat ek vanmôre kan bid en sê, Here, my gebed is dat elke gedagte tot gehoorsaamheid aan Christus roep. En Here, wat ek al ek vanmôre bedink, Here, wat nie van U af is nie, Here, wie ook al die sit vanmôre en sê, maar as dinge my gedagtes wat nie van U af is nie. Ons vanmôre sê, Here, maar ons wil ons onderwerp aan U en ons wil sê, ons jaag dit weg in Jesus naam, ons beveel dit om weg te gaan. Ons vra, Here, kom vul ons vir die waarheid van die woord. Die waarheid wat sê, ek het jou vrygemaak, die waarheid wat sê, as jy berou het, ek is getrou en regverdig en vergewe, en die waarheid wat sê, ek dink nooit weer daaraan. Die waarheid wat sê, daar is 'n nuwe skepsel wat gebore is. Die ou dinge het verby gegaan. Here, daar waar die vyand wil kom en 'n skadu van die ou dinge wil gooi, wil ek vanmôre bid in Jesus naam. Here, dat die lig die skadu sal verdryf. Ja, Here, kom was ons met die water van die woord, Here. Ons al hoe meer soos die woord lees, Here, dat ons skoon word. Dat ons heilig maak om nastreef. Ons dankie, Here. Dankie vir die offer aan die kruis. Dankie vir 'n nuwe verhouding met U, Here. 'n Intieme verhouding met U, Here. Dankie dat ons kan uitroep na U vanmôre, Here. En ons weet U hoor. Dankie, Here. In Jesus naam.